Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou, hierdie jagluiperd lyk of hy sy neus optrek en was net voordat hy begin gaap het. En daai foto dan ook geneem is. Nou, daardie streep van die oog na die mond toe word 'n traanstreep genoem. En die doel van daardie streep is dan ook om die glans van die son te verminder, so dit absorbeer die sonlig, ook om die prooi dan beter te sien, veral in die dag as hulle jag en dan ook oor lang afstande wat hulle die prooi kan raak sien. Ook tydens hoë spoed jagtogte help daardie traanspier sodat hulle dan hulle prooi goed kan raak sien. So wonderlik hoe die Here hulle geskaap het en 'n seëning ook hoe die Here ook dan vir hulle geseën het met dit, sodat hulle dan ook kan oorleef. En net so vir ons as mens is daar 'n wonderlike oorlewing. En dit is deur God se verlossing wat hy bewerk het. Ons lees daarvan Eksodus 14 vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê: "Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie." Hierso waar die mense benoudheid was, die see aan die een kant, die berge aan die ander kant en die Egiptenare wat aan hulle agterkant was, en hoe hulle in benoudheid tot God geroep het en uitkoms gesoek het, en Moses wat tot God geroep het, en die Here het aan Moses dan ook hierdie bemoediging gegee, wat hy dan ook aan hierdie volk kom gee: wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing, daardie verlossing wat God dan ook bewerk het deur Jesus Christus, en dit wat hy dan ook vir ons kom doen het, wanneer ons ook besef, maar ons kan onsself nie red nie, alleenlik God, deur die wonderlike werk van die Here Jesus Christus aan die kruis, wat dan daardie verlossing vir ons kom bewerk het. En hy sê, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Daardie Egiptenaars, die slawedrywers, net so ook die Satan, hy is die slawedrywer, en hulle was onder daardie slawerny, en so sonde ook. Die Bybel praat baie duidelik, Romeine hoofstuk 6, dat hy wat die sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Here wil ons van daardie slawerny van sonde kom vrymaak, en hy dit kom doen deur Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons kom sterf het. En daarom sê hy ook, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Ons kan nie uit onsself redding bewerk nie. Dit is alleenlik God wat dit kom doen. En hy is die ene wat vir ons dit kom moontlik maak het. Toe die Here Jesus Christus dan ook uit 'n maagd gebore is, onder Pontius Pilatus gelei het, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en die derde dag weer uit die dood uit opgestaan het. Daardie wonderlike verlossing oor die dood en die hel, sodat die mens nie nodig het om hel toe te gaan nie. Daardie verlossing het God dan ook vir die mens bewerk. Eksodus 14 vers 21. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. Hierdie volk het op droë voet, het hulle deurgegaan deur hierdie Rooi See, en net so spreek dit ook, die Here wat vir ons daardie verlossing kom bewerk het, dit wat ons nie kon gedoen het nie, en dat ons ook daardie wonderlike genade van God kan ontvang, waardeur ons ook gered kan word. Vers 22 sê, en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan die regter en aan hulle linkerkant. Die Here daardie water kom kloof, sodat daar redding vir hierdie volk kan wees. Net so was die Here Jesus Christus ook vir ons gekloof. Hy het die lewende water, maar hy moes geslaan word, daardie rots, en daardie waters van lewende water wat uit sy binneste kom vloei het, maar eers moes hy geslaan word. Net so is die Here Jesus Christus geslaan vir een vir my, sodat daar verlossing en redding ook kon wees. Jesaja 63 vers 14 sluit ek mee af. Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die Here hulle na die rus gelei. So het u volk gelei, om vir u 'n heerlike naam te maak. Soos daardie vee wat afgetrek het in die laagte, verwysende na die Israeliete en die verlossing wat daar kom, so wil die Gees ons ook kom, daai wedergeboorte skenk, redding kom skenk, sodat ons ook daardeur gered mag word. Liewe toehoorder, het u al daardie vrede met God? Is u daardie ene wat weet dat die Here het
ook vir U aan die kruis gesterwe en U het sy verlossing en redding aangeneem. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U verlossing bewerk het. Dankie dat daar in Christus Jesus vir ons verlossing is. En help ook vir elkeen wat dit nog nie ontvang het nie, dat hulle ook deur Jesus Christus as verlosser en saligmaker sal aanneem. Amen.